Here, ons vra u seën op ons erediens. U is hier teenwoordig, ons voel u teenwoordigheid, soos wat ons dit altyd by ons voel, elke dag, wat ons ook al doen, waarmee ons besig is. Aan u kom toe alle eer, aan nou tot in ewigheid, aan u die Vader, aan u die Seun, aan u die Heilige Gees. Amen. Sekere gedeeltes in die woord van die Here het 'n tipe ritme aan hulle. As jy begin lees in daai gedeelte, dan vat hy dadelik pos, hy vat grond. En hier is een van daai gedeeltes. Partykeer lees 'n mens dit en dit spreek jou aan en jy dink by jouself, ek kan dit toepas en ek wil dit toepas en ek wil dit vir my lewe hê. Maar dit gaan ook weer vinnig by die deur uit as die eerste uitdaging homself ook weer kom aanmeld. Om seker te maak dat dit wat ons vandag hoor ook kan uitleef, is daar agter op 'n A4 'n inkleerpret wat jy kan gaan doen vir teen die yskas, so jy nie vergeet. Ons lees uit 1 Tessalonisense 5. Ons lees vanaf vers 12 tot en met vers 18. Ons gaan volgende week die volgende gedeelte verder aanlees, wat baie, baie mooi ook gaan praat met van ons jonger lidmate. 1 Tessalonisense 5, vanaf vers 12 tot en met vers 18, in my Bybel op bladsy 245 van die Nuwe Testament. 'n Gedeelte met die opskrif Laaste Vermaanings, en ek lees uit die 2020 vertaling. Maar ons vra julle, broers, om respek te betoon aan diegene wat ywerig onder julle werk, en julle in die naam van die Here voorgaan en teregwys, en om op grond van hulle werk in liefde met die hoogste agting teenoor hulle op te tree. Leef in vrede met mekaar. En ons moedig julle aan, broers, om die leegleers aan te spreek, bemoedig die moedeloses, ondersteun die swakkes, wees geduldig teenoor almal, sorg dat niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar streef altyd na wat goed is vir mekaar en alle mense. Wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Ons lees volgende, geliefdes, net tot hier. Ek wil saam met julle stil raak, maar voordat ons dit doen, terwyl ons so bly sit, kom ons sing ook 'n lied wat ons voorberei om saam as 'n gemeente ook met die Here te praat in 'n gebed. Here, ek lê my lewe voor U neer. U is my Alfa en my Omega, U is die begin en die einde. U is die enigste God wat ek ken en die enigste God wat ek wil dien. Ek gaan voor geen ander beeld my knie buig nie, Here. En ek gaan nie U naam ontheilig nie. En ek gaan U Sabbat onderhou. En ek gaan my pa en my ma eer, en ek gaan nie moord pleeg nie. En ek gaan nie egbreek pleeg nie, en ek gaan nie steel nie. En ek wil nie valse getuienis versprei nie, ek wil nie 'n leuns leef nie, Here. En ek wil nie begeer sodat dit my lewe volmaak en ek altyd fokus op wat ek nie het nie, in plaas daarvan om dankbaar te wees oor wat ek wel het nie. Ek wil U grootheid besin, Here, want U maak my lewe vol. Ek dink dalk vanmôre en ons almal dink saam, waar sou ek gewees het as U nie deel van my lewe was nie? Wat sou ek gehad het? Na wie toe sou ek kon gaan? Wie sou my kon uitluister? Vir wie sou ek kon dankie sê, Here,
as dinge op 'n manier uitwerk wat ek self nie eers kon dink nie. Daarom, Here, my hele lewe leef ek voor U. Ek leef in U teenwoordigheid. Ek floreer in U teenwoordigheid. Ons dra ons geliefdes op wat in moeilike tye iets soek om aan vas te hou. Ons dra ons geliefdes op wat siek is, Here, wat met 'n siekte stry. Ons dra ons geliefdes op na 'n moeilike diagnose die week, Here. Ons dra ons kinders opnuut in die middel van die eksamen of in die vooraand van een. Ons plaas ons ouers in U hande. Dikwels nie naby nie, dikwels ver. Mense na wie ons verlang, na wie ons hunker. Ons plaas ons families hier en ver in U hande. Ons plaas ons lewensmaats, ons gesinne. Wat 'n voorreg, Here, om te kan bid en weet, U hoor my. As mense luister ons nie altyd vir mekaar nie, Here. Het is maklik om 'n dowe oor te gooi en het is maklik om sommer net nie betrokke te wees in wanneer iemand anders praat nie, maar het is anders met ons. U hoor elke woord. En daarom praat ons vanoggend. Ons kom nie net om te vra nie. Ons kom om dankie te sê. Ons kom om te sê dat U teenwoordigheid alles anders maak in my lewe. Ons kom om my dae wat voor my lê, die weke wat voor ons lê. Ons kom, Here, om hierdie tyd wat aanbreek, die adventstyd, weer tot U eer te vier. Dankie dat U vir ons goed is. Dankie vir U geduld met ons, Here. Dankie vir U vergifnis wat altyd daar is na elke stuk berou. En as ek nog hardkoppig bly vasklou, en daai idee dat ek altyd reg is, dat ek nie foute maak nie, dat ek nie verskoning hoef te vra nie, dat ek nie berou hoef te hê nie, Here, lei U my deur U Heilige Gees, om werklik my heel wees by U te kom soek. Dankie dat ons weet, dat wanneer ons hier uitstap, U ook by ons is. Help ons, Here, om dit elke dag uit te leef en elke dag te besef en met U te praat, is die een wat my innig lief het. Alles vra ons nou in U naam alleen. Amen. En jy vlieg 'n dag en 10 ure. En jy land in Griekeland. Sou jy by 'n stad uitkom met die naam van Thessaloniki. Tweede belangrikste stad in Griekeland, na Athene, tweede grootste stad. 'n Stad vol kulturele geboue en goed. 'n Stad vol geskiedenis. So 315 jaar voor Jesus se geboorte gestig. Baie van die geboue uit daai tyd het behoue gebly. Daarom ook vandag 'n stad vol universiteite, want die Grieke leer graag van al die filosofieë daar in Thessaloniki. As jy jou Bybel lees, hoor jy ook van Thessaloniki. In daardie tyd was dit bekend as Thessalonika, hulle die A met die I vervang. En op 'n stadium het Paulus 2 briewe geskryf aan die ouens in Thessalonika. Hy het die gemeente gestig, so 16 jaar nadat die Here hom op sy pad voorgestaan het op pad Damaskus toe, 16 jaar, hy was al goed aan die gang toe hy die gemeente gestig het, en hy het op sy tweede sendingreis gedoen, saam met Timotheus en Silas. En as hy nou die brief skryf vir die ouens in Thessalonika, dan doen hy dit uit die stad Korinthe. Trouwens, hy skryf 'n brief vir elkeen van hierdie gemeentes, wat op sy pad lê, wat hy opstig. Een ding word baie duidelik, dis 'n baie praktiese brief. As jy tyd het, en dis nie 'n lang groot brief nie, die eerste brief van die Thessaloniërs, en die tweede brief is kort, maar is op die man af, dis prakties. Mense kry amper die idee, Paulus het hierdie geskryf met my lewe in gedagte.
Want baie van die goed wat hierin staan, wat hy aanspoor om aan vas te hou en waarteen hy waarsku, is goed waarmee ek stry. Dis asof hy weet wat in my lewe aan die gang is, en hy spreek dinge aan wat ook aan my bekend is. Hoekom skryf hy hierdie brief? Soos al die ander briewe. Die ouens in die gemeentes het deur moeilike tye gegaan. Moenie dink, as jy daai tyd gekom het en jy gesê het, ek wil 'n navolger van Jesus wees, dat deure vir jou oopgegaan het. Trouwens, deure het juist toegegaan, veral in die ouens wat hier in Thessalonika gebly het. Daar was 3 vyande gewees van die kerk, van die gemeente. Eerstens die Romeine, wreedheid van self, geen genade nie, geen respek nie, maak dinge moeilik. Tweedens was dit die Grieke wat hoogmoedig was, en nie kon glo dat mense iemand wil volg wat 'n skrynwerker is, wat kamstig opgevaar het en terugkom nie. Was so ondergeskik in al hulle gode. Derdens was daar die Jode, wat wreed was teenoor hulle medevolksgenote wat nou nie meer Joods was nie, maar Christene. So jy die venynigheid van die Jode gehad, jou eie mense, jy die hoogmoed van die Grieke gehad, en die wreedheid van die Romeine. Dit is nie 'n maklike tyd om 'n gemeente te vorm nie. Maar nou skryf Paulus. En 2 goed is baie duidelik, en hou dit in gedagte as jy hierdie gedeeltes lees. Die eerste ene, alles wat hy skryf, skryf hy met die idee, die Here is op pad. Die Here is op pad. Die wederkoms is naby. En dis iets wat ek somtyds, en nou maak my hart oop, vergeet. Mens dink nie altyd daaraan nie, is dit? Jy maak planne en jy's besig. En dis baie keer 'n dag tot dag storie in jou lewe. Dis maklik om te vergeet. Alles wat jy dink, alles wat jy doen, alles wat jy praat, alles waarmee jy besig is, onder die vaandel van die Here is op pad. Eintlik in hierdie tyd wat kom, en dis oor 'n paar naweke, eerste Advent wat beteken koms, die 4 weke voor Kersfees, die koms van die koning, dis wat ons gedenk. En eintlik in hierdie Advent, terwyl ons hierdie Advent vier, leef ons weer na Advent. Ons wag alweer vir die koning. Hierdie keer met spykermerke aan sy hande, maar 'n ewige koning. Terwyl ons die Advent vier, waar ons die Christuskind se koms gedenk, wag ons alweer vir hom. En dis die eerste ding wat Paulus baie duidelik maak, deur die hele brief. Ons praat baie keer van 'n eindtyd geskrifte, eskatologiese goed. Vreeslike grand woord kom eintlik van die Grieks af, paaschata, wat beteken eindtyd goeders. Dis die eerste gedagte wat hy wil vasmaak. En daarom waarsku hy ook vers 14. Elke keer as ek dit lees en dink ek aan mense ook mee te doen het elke dag. Omdat hierdie gaan oor die wederkoms en die Here wat op pad is, en hy wil hê ons bedink en werk en doen en praat met dit in gedagte, was daar 'n paar ouens wat gesê het, maar as die Here op pad is, en hy kom waarskynlik vinnig, gaan ek niks doen nie. Ek gaan op die stoep sit, en ek gaan die horison en die lig dophou, en ek gaan waarskynlik hom die eerste sien. Jy wat besig is, en jy wat werk, en jy wat besig is om te ploeg en te saai, en jy wat huis skoonmaak, en jy wat klere maak, en jy wat kos maak, julle gaan hom mis, ek gaan op die stoep sit, ek gaan hom eerste sien. Dan skryf Paulus, die eerste ding wat julle moet doen, spreek 'n bietjie die leegleers onder julle aan. Sê vir ouens wat so op die stoep sit en niks doen, om die lig dop te hou, want die Here is op wat sê, dis nie die idee nie. Die idee is om te dink, te praat, te doen, tot die Here kom. Dis die eerste gedagte. En dan die tweede gedagte, die hele brief wat ook hier sterk staan. En hy sê dit oor en oor, leef in vrede met mekaar.
Streef na die dinge wat goed is, tussen julle, maar ook na buite toe. Streef na wat goed is vir alle mense. Leef in vrede met mekaar. Asof Paulus vir hulle sê, kyk 'n bietjie by jou venster, kyk hoe lyk die wêreld daar buite. Kyk wat doen die Jode, kyk wat doen die Grieke, kyk wat doen die Romeine. Kyk hoe deur mekaar spil is dit. Kyk hoe veg hulle teen mekaar. Kyk hoe praat hulle oor mekaar. Wees julle anders. Vestig 'n veilige vesting hier. Maak julle deure oop, almal altyd welkom. Maar lyk hier onder julle, onder mekaar, 'n bietjie anders as wat die wêreld daar buite lyk. En dan kom hy en hy gee 'n lysie van goed wat hulle moet doen. Nie altyd maklik nie. Bemoedig die moedeloses. Ondersteun die swakkes. Gee wederwysige respek aan mekaar, veral as iemand vir my werk. Wees geduldig met mekaar, moeilik enetjie. Jy moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Die agtergekom elkeen van hierdie goed wat hy sê hulle moet doen, elkeen van hierdie lysies, Paulus hou van lysies, is eintlik 'n boodskap op sigself. Bemoedig die moedeloses. Moenie jou oorrol en wegstap en sê kom maar oor nie. Ondersteun die swakkes. Moenie dink jy het in hierdie posisie geland omdat jy swak keuses gemaak het. Hê wederwysige respek vir mekaar. Ons is almal anders. Wees geduldig met mekaar. Dit is gewoonlik hier waar ouers na kinders kyk en kinders na ouers, nee. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. En as hy klaar is met hierdie lysie, en hy sê ook, moet ook nie die leegleers los nie, spreek hulle aan, hulle moet werk tot eer van die Here. As hy klaar is daarmee, dan dink 'n mens, nou kom hy by die 3 belangrikste punte. Maar die volgende 3 goed is nie 3 opdragte nie. Die opdragte het hy sopas gegee. Bemoedig die moedeloses en wees geduldig. Dis die opdragte. Die volgende 3 goed is deel van 'n mens se karakter. Dis nie goed wat hy sê jy moet doen nie. Dis goed wat hy sê jy moet wees. Die volgende 3 goed, nie 'n gewone opdrag soos die vorige spulletjie. Dis jou karakter. Dis wat die Here in jou wil hê. Dis wat jy in elke gelowige moet aantref. En hierdie 3 goed gaan jou juist soos 'n seervinger laat uitstaan. Hierdie 3 goed gaan jou anders maak as wat jy in die wêreld om jou aantref. Hierdie 3 goed is die 3 goed wat jy die minste van in die wêreld kan sien. Dis die skaarsste 3 goed daar buite. Wat is dit? Blydskap, aanbidding en dankbaarheid. Hierdie is nie 3 opdragte nie. Hierdie is nie wees altyd bly opdrag, bid gedurig opdrag, wees dankbaar in alle omstandighede opdragte. Hierdie is deel van jou menswees. Hierdie is deel van jou karakter. Hierdie is die mens wat jy gaan wees. Kom ons staan vir 'n oomblik stil by al 3. Eerste ene, wees altyd bly. Ek is eerlik. Ek sukkel met die een. Hoe ek sukkel met die een. 'n Ou probeer. Maar partykeer is daai glimlag, en so voel dit ook, is 'n aangeplakte een. Ons sukkel om altyd bly te wees. Hoekom? Want daar is goed wat 'n mens se vrede en vreugde en blydskap eenvoudig kom steel. Partykeer is dit mense, dit kan 'n kollega wees. Dit kan 'n ouer wees, dit kan 'n kind wees, dit kan 'n familielid wees, dit kan 'n vriend wees. O, vriende kan 'n ou se geluk en vrede en blydskap kom steel. Dis 'n feit. Partykeer is dit bekommernis wat dit kom steel.
onregverdigheid, ongeregtigheid. Partykeer vrees. Partykeer siekte. Partykeer nood. Blydskap is een van die grootste goed wat jy kan verloor. En daar is soveel goed wat dit by jou kan kom steel. Partykeer het jy meer vrae as antwoorde. En dit is baie, baie maklik om by 'n punt te kom wat jy altyd ontevrede is en altyd teleurgestel. Meet jouself maar volgende jaar. Is jy een van die mense wat altyd ontevrede is en alle mense moet spring om jou tevrede te hou? Is jy een van die mense wat altyd teleurgesteld is en alle mense moet vinnig spring om die standaarde op te tel om jou gelukkig te hou? Weet jy wat? Dit is so maklik om aan hierdie gat te val en daar te bly. Nou weet Paulus, hierdie gemeente het in moeilike omstandighede ontstaan. En daai omstandighede het dieselfde gebly, dit is steeds moeilik. Maar hoor hoe mooi sê hy dit in die eerste hoofstuk vers 6. En dan kom jy agter, hierdie ouens doen dit klaar. Hy sê die woord van God het na julle toe gekom ten spyte van julle groot verdrukking. En julle het hierdie woord met blydskap van die Heilige Gees ontvang. Daar is groot verdrukking. Dit is nie altyd maklik nie. Maar hierdie woord het julle gevul met 'n blydskap en dan skryf hy verder wat julle as 'n voorbeeld maak vir alle gelowiges in Macedonië en in Achaia. Lees dit gerus 1 Tessalonisense 1 vers 6. Is maklik om bly te wees as alles goed gaan. Is maklik om blydskap te hê as dinge loop soos wat jy wil hê dit moet loop. Dis maklik om blydskap te hê as jou planne uitwerk soos wat jy dit graag wil hê. Baie glimlagte is groot. Maar weet jy wat? Jou blydskap word 'n spontane getuienis van die Here se krag as jy in 'n moeilike omstandigheid, in 'n donker omstandigheid steeds kan glimlag. Wanneer dit in jou lewe goed gaan en mense weet dit en jy glimlag, vra hulle nie waar kom die glimlag vandaan, want hulle weet waar kom dit vandaan. Maar wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer jy verdruk word, wanneer jy deur 'n donker tyd gaan en daar's 'n glimlag op jou gesig, dan wil ouens weet, waar kom jy hier aan? Wie vul jou nou? En eintlik wat hulle wil weet, hoe kan ek op van daai kry? Waar koop jy dit? Waar smeer jy dit aan? Hoe maklik is dit om dit te kry? Dis wanneer hierdie blydskap 'n aantrekkingskrag word, wanneer mense dit nie verstaan nie, wat jy uiteindelik tot eer van die Here leef. Nou wil ek vir julle sê, ons blydskap is dikwels oppervlakkig, veldiep, en daarom word dit rondgegooi. Gaan dit goed, dan glimlag ek, gaan dit nie goed nie, dan sak die mondjie. Paulus praat hier van 'n diep blydskap. Weet jy, daar's een goeie rede vir diep blydskap. Kom ek som dit op met een woord. Golgotha. Daar het jou lewe verander, daar het my lewe verander. Daar het iemand gesterf in my plek. Wie kan ooit iets groters vir jou doen? Daar het iemand gesê, ek gee my lewe vir jou, jy's kosbaarder as wat ek vir myself is. Daar het jou status verander. Jy's nie meer sondaar nie. Jy's 'n verloste. Golgotha is die enigste rede vir 'n diep blydskap.
En as jy hierdie stukkie lees en dit klink bekend, wees altyd bly. Hy het dit geskryf vir die ouens in Filippi ook. Filippense 4 vers 4, julle ken dit almal. Wees altyd bly. Ek herhaal, wees altyd bly. Dan vers 6, moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed, smeking en danksegging aan God bekend, en die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En dan natuurlik is in vers 4, wees altyd bly, moet oor niks besorg wees in vers 6, vers 5. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Paulus het nooit gesê, jy met jou swaar kry, ignoreer nie. Paulus het nooit gesê, jy met jou lyding afmaak, asof dit nie bestaan. Dis nie wat hy sê. Maar ook jou swaar kry, is 'n manier om die diep blydskap oor Golgotha op jou gesig te dra. 'n tweede ding wat hy sê, bid gedurig. Nou kom ons wees eerlik. Partykeer is 'n gebed mos daai gesprek wat jy weet jy moet hê, maar jy wil dit nie eintlik hê nie. Jy weet jy moet bid voor ete, moet bid voor jy gaan slaap, moet bid wanneer jy 'n moeilike tyd het, en soms weet ons moet bid. Maar ons wil dit nie noodwendig doen nie. Ek het al in die etenstafel gesit waar iemand gesegen Vader het, en dan hier op die einde hoor jy net gebrabbel, jy sweet jy oor rysvleis en aardappels, maar jy weet ook nie mooi nie. Dis wanneer mense bid omdat hulle moet nie, omdat hulle wil nie. Wat gebeur as jy iemand lief het? Jy praat met hulle. Jy praat met hulle. Jy deel jou lewe met hulle. Jy vra vir hulle. Jy deel jou drome met hulle. Jy deel jou planne met hulle. Jy maak jou hart oop. Jy soek raad by hulle. Dis wat gebeur wanneer jy iemand lief het. Jy praat met daai persoon. Wanneer ons bid, bid ons tot die een wat ons liewer het as wat ons dink. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Nou in jou Bybel staan daar waarskynlik bid gedurig. Eintlik in die Grieks staan daar bid aanhoudend. En nou 'n baie snaakse ding. Die woord wat met aanhoudend vertaal is nie net 'n woord, 'n Griekse woord wat jy in die Bybel aantref nie. Dis ook 'n woord wat gebruik word in baie Griekse geskrifte buite die Bybel. En baie kere word daai woord gebruik wanneer iemand beskryf word wat aanhoudend hoes. Jy agterkom as iemand aanhoudend hoes, veral na 2020. Wat doen mense? Dis 'n groot storie. Dis wit oë wat vir daai persoon kyk. Hierdie persoon wil in die aarde insak, nee, maar die hoes wil nie ophou nie, maar almal raak ongemaklik. En dis die woord wat hier gebruik word. Dis 'n woord wat ander laat kennis neem. Bid aanhoudend. Weet jy hoe gebruik ons gebed? Ons gebruik gebed soos 'n noodlyn. Ons gebruik gebed dikwels soos 'n krisissentrum oproep. Net in nood, net in moeilikheid, net met probleme, net met krisisse, net in pyn. Hoeveel keer deel jy met God? Sommer net omdat jy dankbaar is oor wat jy het. Nie omdat jy probleme het met wat jy nog nie het. Hoeveel keer ry jy deur die skepping en word die mooiheid om jou net te veel, jy moet dit net deel. Nie net met die persoon langs jou nie, maar ook met die Here, dankie. Ons praat met die mense vir wie ons lief is. Ons deel met hulle.
En as jy aan Paulus dink, gaan kyk dit gerus, hy begin hoeveel van sy briewe wat sê, ek dank God altyd oor julle. Wanneer hy bid, is daar nie net 'n dankbaarheid oor homself en sy eie omstandighede nie. Maar juis 'n dankbaarheid oor ander mense in sy lewe. En dis 'n dankbaarheid, en dis die derde ding, wees altyd dankbaar. Dis 'n dankbaarheid wat nie 'n rede het nie. Partykeer dink 'n mens mos, as iemand dankbaar is en daar's nie 'n rede nie, is hulle van loetjie getik. Want wie is nou dankbaar sonder 'n rede? Daar moet 'n rede wees wanneer iemand dankbaar is. Of alles loop reg in jou lewe, dan is jy dankbaar. Of alles waaroor jy toe nou bang was, of skaam was, of bekommerd was, het jy nou mooi in plek geval, die plan het nou reg uitgewerk, dan is jy dankbaar. Die agtergekom partykeer staan 'n mens ons by die verkeerde voet uit die bed uit op. Jy kan nie jou vinger daarop plaas hoekom jy voel soos wat jy voel nie, en dan soek jy nie 'n rede nie. Maar mense soek altyd 'n rede vir dankbaarheid. Nou kom Paulus môre en hy sê, vat weg die redes. Jy moet nie dankbaar wees as gevolg van iets nie. Ware dankbaarheid is nooit as gevolg van nie. Ware dankbaarheid is ten spyte van. Ten spyte van uitdagings. Ten spyte van ouens daar buite wat my swak hanteer. Ten spyte in hierdie gemeentetjie van julle Joodse familie wat julle soos gemors hanteer, die Romeine wat julle soos gemors hanteer, die Grieke wat julle uitlag. Hardnekkige dankbaarheid. En daarom skryf hy, kom maak 'n bietjie jou karakter hieraan vas. Wees altyd bly. Bid aanhoudend. Wees dankbaar in alle omstandighede. Jy sien, wanneer jy dankbaar is, leer jy om vir 'n slag nie alles as vanselfsprekend te aanvaar. Ons staan partykeer in die oggende op en dadelik fokus ek my aandag op die goed wat nie regloop nie, die goed wat ontbreek, die goed wat my bang maak, die goed wat my kwaad maak. Maar ek staan nooit op en ek fokus op die goed wat mooi loop en regloop nie. Kom ek verduidelik vir jou, die dag as jy tandpyn kry, dan besef jy, hierdie tand wat nou so pyn en wat alles oorneem, toe hy nie gepyn het nie, en ek hom as vanselfsprekend aanvaar het, was ek nooit dankbaar gewees, dat daar nie pyn is nie. Toe ek die jongetjies katedese les voorberei het, is daar 'n mooi voorbeeld. Dankbaarheid leer jou om God op vreemde plekke raak te sien. En die voorbeeld wat gebruik was, as jou knie stukkend val, die dankbaarheid agterna, as jy medisyne kan hê om het beter te maak, mamma wat 'n pleister opplak, mamma wat kan aandag gee. Dis die redes vir dankbaarheid, met 'n seer knie. En dan kom 'n mens by die punt uit wat 'n mens moet besef, hierdie is 'n karakterding. Hierdie is 'n manier van kyk. Wanneer ek verslag my seëninge tel in plaas van my probleme, dan moet ek weet, nou word my karakter gebou. Ek wil afsluit. Wie nie altyd dankbaar is, beroof God eintlik van wat hom toekom. Want ek en jy kan nooit eintlik vir God iets bied vir dit wat hy vir ons gegee het. Die enigste manier waarop ek kan reageer op dit wat hy vir my gegee het, is dankbaarheid. En as ek dit nie uitleef nie,
beroof ek hom eintlik van die enigste ding wat ek wel kan gee. Hoe meer ek en jy die Here dank, ook ten spyte van moeilike goed, ook in vreemde situasies, ook met 'n fokus op die mooi, hoe meer jy hom gaan dank, hoe meer dinge gaan uitspring waarvoor jy hom kan dank. Toets my gerus. So skryf Paulus toe op 'n dag aan die ouens in Thessalonika of Thessaloniki. Ek en jy hoef nie vandag op 'n vliegtuig te spring om die wysheid daar te gaan soek. Dis klaar hier. Vorm jou karakter met hierdie woorde. Wees altyd bly. Bid aanhoudend. Wees dankbaar in alle omstandighede. Amen. Het is maklik om die teenoorgestelde uit te leef, Here. Het is maklik om altyd ontevrede te wees en teleurgesteld. Het is maklik om U net te sien as 'n noodlyn wat ek gebruik in tye van nood. En het is maklik om redes bymekaar te kry waarom ek altyd ondankbaar moet wees en kwaad. Dis nie wat U by my soek nie, Here. Dis nie wat U by my soek nie, dis nie wat ek by myself soek nie, dis nie hoe ek wil leef nie. U is op pad. Die dag en die datum is nie ons sin om te weet nie. Maar mag U hierdie karakter kom aantref in ons woorde, ons harte, ons planne, ons gedagtes, wanneer U terugkeer. Amen. Here, ons stap hieruit met U teenwoordig in ons lewens. Deur die Heilige Gees help my, Here, in die blydskap, hardnekkige blydskap uit te leef. Om elke gesprek met U te sien as 'n voorreg en om in dankbaarheid te fokus dit wat uit U hande uitkom. Alle eer aan U alleen. Amen.